Raak die mense gesit weer? Goeiemôre familie en vriende. Ons wil vir almal van julle baie welkom sê en baie dankie sê ook vir julle hier wees ook vanoggend. En namens ons gemeente, Annelie, vir jou en die kinders ook baie sterkte, en mag die Here ook vandag, wat altyd die moeilikste is, mag die Here ook vir julle die krag gee ook vandag om julle te help en by te staan. Net so 'n paar afkondigings asseblief. Verskoning vir die kragonderbreking. Die rekening is betaal. Maar julle, as julle mooi hoor, so julle Pick n Pay se generator ook oor hardloop. So dit lyk my is 'n fout hier in Newcastle. Maar gelukkig vir ons eie generator wat reg is. En dan in die ingangsportaal, soos julle ingekom het, aan beide kante is die badkamers, julle kan daarvan gebruik maak. Ook as ons later klaar is hier in die kerkgebou, los ons die deure oop, sodat julle van die saaltjie af kan deurstap, ook na die badkamers toe, en die verversings na die tyd is in die sysaal, by daardie deur wat nou toe is, beweeg daar uit, of julle kan om die kerk by die hoofdeur uitgaan en omstap na die saal toe, en julle word almal uitgenooi, ook om soontoe ook te gaan. Ons weet almal, dit was ook vir Solly 'n baie moeilike tyd. Hierdie laaste ruk met die siekte, en mens weet een of ander tyd loop alles na 'n punt toe, maar tog bly die werklikheid ook regtig seer. Weet jy wat anders om te sê, 'n skok. Jy berei jou voor, maar tog is die verlies daar, en daarom namens die gemeente, Annelie, mag julle werklik vandag God se troos ook hoor. En as ek vandag die baie bekende Psalm 23 gebruik, dan is dit na ons gesprekke ook die laaste Psalm wat Annelie ook vir Solly gelees het, daar waar hy gelê, en nadat sy hom dit gelees het, ook so rustig geword het. En toe het ons gevoel, maar dan wil ons ook, soos wat dit hom getroos het, ook glo ek dit ook ons vandag gaan troos. So mag die Here ook vandag elkeen wat hier is, ook net aanraak. So kom ons word stil voor die Here. Here, U is die begin en die einde. U is die een wat lewe gee, maar wat ook lewe neem op U tyd. U is die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. U is die een wat alles in U hand hou. Ja, ook vandag ons lewens. En Here, omdat U 'n werklikheid is, en omdat ons aan U behoort en deel is van U koninkryk hier op aarde, is ons rus en ons vrede vandag in U. Ons loof U daarvoor. Amen. Ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Die begrafnisbrief het julle gekry daar by die deure. Ek gaan dit graag vir ons ook lees vandag in liefdevolle herinnering aan Solomon Wilhelm Cronje, gebore 18 September 1957, oorlede die 1 Junie 2025. Stil het hy ons verlaat sonder om 'n woord te praat. Die hande wat vir ons gewerk het, rus nou sag in mekaar.
Met trane het ons aanskou, met liefde wou ons hom behou. Ons teerste sorg het niks gebaat, toe God hom roep, moes hy ons verlaat. Sy heengaan word betreur deur sy moeder, broers, susters, eggenoot, kinders en kleinkinders. Kom ons staan dan ook nou en ons sing die eerste lied. Kom dank nou almal God, ons gaan dit doen met 'n backtrack. Dis eintlik vir my so kosbare lied om by so geleentheid ook te sing. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen tot in die verste lande. Van vroeg, van kindsbeen af het hy ons trou bewaar en tot vandag toe nog geseën en gespaar. So ons hele lewe is in sy hande. Kom ons sing al drie die verse, lied 188. Wanneer 'n mens gekonfronteer word met die dood, dan ruk dit elkeen van ons eintlik tot stilstand. Want ons dink nie net aan die persoon wat dood is, maar ons besef ook die realiteit van ons eie dood en die werklikheid daarvan. Ons het as gemeente hierdie afgelope Pinkstertyd stilgestaan by die bergpredikasie, wat begin met die saligsprekinge, gelukkig is hy wat weet hoe afhanklik hy van God is. Gelukkig is hy wat weet, sê ander vertaling, dat hy God nodig het. Want hy is deel of het God se koninkryk.
Die bergpredikasie vertel vir ons van, waar is ons skat? Wat jaag ons na? Wat is dit waarop ons vertrou in lewe en in sterwe? En dan kom Psalm 23 vanoggend, en hy kom sê vir ons, gelukkig is hy wat weet dat die Here sy herder is. Hy kom niks kort. En ek wil julle in die begin vir elkeen van julle wat hier sit vra, besef jy jou afhanklikheid van God? Is hy vandag ook jou herder? Want dit verander die lewe. Want alles wat in 'n mens se lewe is, kom tot 'n einde die dag van jou dood. En dan al wat 'n implikasie het vir na jou dood, is die keuse wat jy oor Jesus gemaak het. Al die aardse dinge kom tot 'n einde, verhoudinge en alles. Maar die een saak wat implikasies het vir die namals, gelukkig is hy wat weet hoe afhanklik hy van die Here is. Gelukkig is hy wat weet dat die Here sy herder is. Kom ons lees dit dan nou ook, en ek gaan vandag die boodskapvertaling lees daarvan van Psalm 23. Die Here sorg vir my, soos 'n herder wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig nie. Hy gee vir my die heel beste van alles, kos, veiligheid en vrede. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. Soos 'n goeie gids lei hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word, dat ek nie weet watter kant toe nie, sal ek nie bang wees dat my probleme my onderkry nie. Want U is altyd by my. Dit troos my, dat U my lei en beskerm. U laat my veilig voel. Soos 'n gasheer sit U net die beste van die lewe aan my voor. Hulle wat nie naby U lewe nie, kan maar net verleë toe kyk. U behandel my soos 'n spesiale gas. Ek geniet alles in oorvloed. U sal vir my goed wees en my lief hê, so lank as wat ek lewe. Ek sal naby U lewe, tot ek die dag doodgaan. Die Here is my herder. Ek het niks meer nodig. Ons as mens kan so alles in die lewe insit om 'n sukses te maak van die lewe. 'n Mens kan jou hele lewe lank hard werk en probeer voorsiening maak.
'n mens kan geluk en vrede gaan soek op alle moontlike plekke. Maar niks wat ons self kan doen en niks wat die wêreld kan doen, kan vir ons werklik vrede bring nie. Net by God. Net by hom vind ek rus. Net hy kan vir my gee wat ek werklik nodig het. Buiten dit wat hy my aanbied, het ek niks meer nodig nie. En dan praat hy en hy sê, hy gee vir my die heel beste, dan verwys hy na die fisiese. Hy sê die beste van alles, van kos, van veiligheid, van vrede. Daarom is ek nie bekommer nie. Die Here is baie duidelik wanneer hy sê, hoekom bekommer ons? Ons gaan kyk na die lelies in die veld, gaan kyk na die voëls in die lug, hoe dat God vir hulle sorg. Ons kan so bekommerd raak en so vasgevang raak in die lewe, dat ons die lewe mis. Daarom dat Dawid skrywe, omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Want my lewe is in sy hande. En as daar vir my 'n kosbare teks hier in die boodskap vertaling, wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Vriende, familie, ek dink almal van ons wat hier sit vanoggend, was al op hoeveel kere by daai plek wat jy net moeg en moedeloos was, waar jy nie geweet het wat om te doen. Nou kom Dawid en dan skryf hy, dat juis wanneer ek moeg en moedeloos word, kom God en laat hy my weer anders kyk na die lewe. Ons kyk vas teen die seer en die pyn van hier. Maar hy help ons om op te kyk. Hy help ons om anders te kyk. Om God se hand raak te sien. Soos 'n goeie gids lei hy my elke dag. En die beeldjie gids is my so kosbaar as ek dink aan 'n blinde wat deur 'n gidshond gelei word. Dan wil mense sê soos 'n goeie gidshond lei hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Waar ek en jy nie altyd weet wat om te doen en hoe om te leef en wat is die beste vir ons, kom hy dan sê hy, maar die Here lei ons elke dag om volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is. Kan jou lewe dit getuig? Kan jou lewe vandag sê, mense kan na my lewe kyk en hulle sal God se raak sien, sal sy versorging, sy beskerming raak sien. En dan kom hy by 'n gedeelte wat so van toepassing is ook vir oggend, selfs wanneer die lewe vir my so donker word, dat ek nie weet watter kant toe sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want U is altyd by my. Hierdie laaste tyd van Solly se siekte, het sy fisiese omstandighede ook gemaak het dat sy lewe baie keer so donker geword het. Maar as daar een ding is wat in die besoeke aan Solly telkens uitgekom het, was werklik sy sekerheid en die feit dat hy nie bang was om dood te gaan nie. Want hy het geweet,
Hy het geweet dat God by hom is. Hy het geweet soos wat hier staan, ek sal nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want U is altyd by my. En dit was sy belewenis. Hoe dat God hom gedraai het. Dit vertroos my dat U my lei en beskerm. U laat my veilig voel. Ook in die oomblikke van dood. Ook in daardie oomblikke van afskeid neem, van besef, hy's nie meer hier nie. U laat my veilig voel. Die 83 vertaling sê, al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. So ook in daardie tye van dood, weet ons as gelowiges, dat God ons letterlik deurdra. Ook in daardie doodsoomblik. En dat ons as sy kinders, dat hy ons deurdra na hom toe. Wat 'n stuk genade. Maar dit is die troos wat ons ook het, Annelie en familie, die troos van, hy gaan ook julle deurdra, deur hierdie moeilike tyd, van hartseer en pyn en afskeid neem. Hy los ons nie in daardie donker dieptes die daar staan. Hy dra ons deur die donker dieptes. Hy lei ons. En hy gee vir ons net die beste. Hy laat ons aansit by 'n feesmaaltyd, die bruilofsmaaltyd van die lam. As kinders van die Here word ons ontvang met oop arms in die hemel, en word dit waar ons plek vir ons voorberei is. Ons word die spesiale gas wat oorlaai word met liefde en goedheid. Daarom dat Dawid afsluit om te sê, ek sal naby U lewe, tot die dag wat ek doodgaan. Daar's geen ander plek nie, as om net naby aan God te wees. Die dood is nie die einde. Ja, dit is die einde van 'n fisiese liggaam. Maar dit is nie die einde van ons lewe. As kinders van die Here word ons onmiddellik na God toe gevat. Het ons die ewige lewe. Maar as ons nie die seun het nie, het ons nie die lewe nie. En is die daarna 'n ewige hel. Kan ek terugkom na wat ek begin het mee? Gelukkig is hy wat weet dat hy God nodig het. Gelukkig is hy wat weet dat God sy herder is. Want hy hoef nie bang te wees. In die lewe of in die sterwe. Daarom die troos aan die een kant. Net soos wat hy met hom was, hy ook met julle sal wees. Elke dag. Maar ook die belangrikheid, of ek en jy gereed is. Kom ons leef elke dag, asof die Here ons nou kan kom haal. Kom ons leef in ons verhoudinge so, dat daar nooit iets is waaroor ons spyt is nie. Dat ons nooit by 'n punt sal kom om te sê, ek wou nog dit doen. Want as die einde daar is dit klaar en verby. Al wat dan tel,
is die keuse wat ons oor Jesus gemaak het. Want dit bepaal die ewigheid. Annelie en familie, mag julle vandag regtig ervaar en beleef, die Here is julle herder. En hy dra julle elke oomblik, elke dag, ook in julle eie lewe. Amen. Dierbare Vader, baie, baie dankie, dat ons net vandag soos 'n Dawid hierdie belydenis kan uitspreek, en ook as ons dit nou gaan sing, die Here is my herder. Ek het alles wat ek nodig het. Ek wil bid dat U julle sal dra, vir haar en vir die kinders en sy moeder en almal, Here, wat op 'n manier aan hom verbind was, hulle wat saam met hom gewerk het, hulle wat hom ken, ook daar van die rolbal af en van die mos toe hy nog daar was. Iemand met 'n vol lewe. Maar mag elkeen van hulle ook ervaar hoe dat U by hulle is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, ek wil vir Albertus vra om vir ons net die bedankings te doen asseblief. Baie dankie Dominee, is 'n baie wonderlike boodskap wat U vir ons gegee het, en ek dink ons, ek wil nou nie add op daai nie, maar ek dink dis belangrik dat ons wat hier agterbly, dat ons weet, dat ons lewens moet reg wees as die tyd aankom. Want ons elkeen gaan daardie pad moet loop. Ek wil net 'n stukkie lees wat nou nie in die brief is nie, wat net van my af gekom het, wat ek uit my hart uit geskryf het. Vir die tyd wat oom Sol in ons lewe is, wil ek net so ietsie net sê. So dis ter nagedagtenis aan Solly, so as ek bietjie hakkel, verskoon my ook vir daai ene. Al was Solly net 4 jaar met my ma getroud, was sy invloed op ons lewens diep en blywend. Hy het nie net in ons lewens ingetree en was haar man sorry. Hy het nie net in ons lewens ingetree as haar man nie, maar ook as 'n vaderfiguur, 'n mentor en 'n seun vir ons hele familie. Solly het sy geloof geleef op 'n stil maar kragtige manier. Hy het ons gewys hoe belangrik dit is om elke dag Bybel te lees en te bid, en met opregtigheid en deernis te lewe. Hy het ons geleer hoe 'n man 'n vrou behoorlik moet behandel, met respek, sagtheid en toewyding. Dit was nie net woorde nie, dit was waardes wat hy daagliks uitgeleef het. Wat my altyd sal bybly, is die manier waarop hy ander mense met waardigheid en respek behandel het. In sy teenwoordigheid het 'n mens veilig en gesien gevoel. Hy het mense verstaan, met wysheid en sagtheid leiding gegee. Daar is tye wat ons wonder hoekom God iemand wegneem wat soveel goed vir ander beteken het. Dis 'n vraag wat dalk eers beantwoord sal word wanneer ons hom eendag weer sien. Wat ons wel weet is dat Solly 'n nalatenskap van geloof, liefde en standvastigheid agterlaat wat almal rondom hom geraak het. Ons sal hom nooit vergeet nie. In die jare wat voorlê gaan ons dikwels aan sy woorde en dade dink. En in daardie herinneringe sal ons bly leer. Party mense kom in ons lewe om jou te leer, om jou te versterk en jou pad ligter te maak. En Solly was beslis so 'n mens. Hy het ware waarde by elke lewe bygevoeg wat met syne gekruis het. Mag hy in vrede rus en mag sy herinneringe ons bybly en inspireer. Nou net die bedankings net gou gedoen. Dankie
Dominee André vir die wonderlike boodskap en ook vir die kerk dat julle deure vir ons oopgemaak het en ja, en dat Solly saam met ons hier so in die kerk kon wees, want dit was een van sy dinge, hy wil graag in die kerk saam met ons gewees het. En dan wil ek net dankie sê vir die, ek weet nie wat jou naam is, maar die klankman daar agter, baie dankie vir die klank vandag. En dan wil ek net vir Dr. Reder, Dr. Tusi, die personeel van Medikliniek en die personeel van Heldrop, Step Down, net baie dankie sê vir die sorg wat julle vir hom gegee het. Ons waardeer dit baie uit ons hart uit. En dan ook vir Afbop vandag, dat julle al die reëlings getref het om minder reëlings vir ons te maak. Ons waardeer dit baie uit ons hart uit. Dan vir Suster Heidi wat elke week besoeke gedoen het by ons Solly, wil ek net baie dankie sê daarvoor, dat jy elke week daar was. En dan net vir Taneria Hart wat hom versorg het terwyl my ma by die werk was en ook haar gehelp het en haar bygestaan het met elke oomblik wat my ma down gevoel het, wat ons nie daar kon gewees het nie. Ons waardeer dit. En dan ook vir my ma dat sy hom versorg het en lief gehad het. En ja, ek wil nou nie dinge sê wat uit die ding is, maar ek dink as al een ding is wat ek weet is dat dis twee mense wat nie lank by mekaar was nie, maar hulle was baie, baie lief vir mekaar. Daar was nie 'n twyfel daarin nie en ja, dit is 'n inspirasie vir my, weet, om te wees soos wat hulle lief was vir mekaar. En dan wil ek net baie dankie sê vir almal wat hierso by die roudiens is en wat van ver af gekom het. Ek weet nou nie van waar af almal gekom het nie, maar ek dink daar's heel wat mense wat van ver plek af gekom het en ons waardeer dat julle hier is saam met ons vandag. En dan almal wat ook weet die livestream kyk, ons waardeer julle ook uit ons hart uit en baie dankie vir almal. Ek wil net die verrigtinge verder verduidelik. Ons gaan nou die laaste lied sing, wat so pragtige lied rondom juis die Here is my herder. En as wanneer ons ontklaar gesing het, dan bly u staan vir die uitspreek van die seën, en nadat die seën uitgespreek is, kom ons gee kans, dan kom die draers wat betrokke is ook met die uitdra van die kus, dan kom julle vorentoe, en dan kan die familie agter hulle volg, en dan net tot by die motor agter, en daar by die motor gaan ons net vir oula se blommetjies strooi. En dan, as ons klaar is daar, dan kan u inbeweeg deur die kerk of omstap na die saal toe. So kom ons staan en dan sing ons hierdie pragtige, die Here is my herder.
Ja, Vader, waar is dit? Lei hy my hier. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur die dal van doodskade heen, ek sal geen onvrees nie, want U is met my. U stok en U staf, o Heer, vertroos my. U berei tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dag van my lewe, en ek sal in die huis van die Here lente vandag, en ek sal in die huis van die Here in lente vandag. Die Here is my, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer in groen weivelde, blauw water. Waar is ek, bly hy my Heer. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur die dal van doodskade heen, ek sal geen onvrees nie, want U is met my. U stok en U staf, vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dag van my lewe, en ek sal in die huis van die Here in lente vandag. Ek sal in die huis van die Here in lente vandag. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met ons elkeen tot in ewigheid.
Amen. Wat gaat maar die grote lijn, hè? Welke luisteren? Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons Hemelse Vader het dit so beskik dat Sonnie deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is en waardeur ons diep bedroef word, gee die Here ook vandag self sy troos en sy bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan, en dat hy verder met ons sal gaan. Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering, sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe,
Ons behoort aan die Here. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, dankie dat ons ook hier by die laaste afskeid neem, ook net vandag kan weet, ons glo in U. Ons glo in U as God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ons glo in U Jesus Christus, die eniggebore Seun, wat gesterf het en begrawe is en opgestaan het en opgevaar het na die hemel. Ons glo in die Heilige Gees wat in ons werk en elke dag as trooster by ons is. Daarom weet ons, Here, dat U ook in ons sterwensoomblikke by ons is, ons deurdra na ewigheid saam met U, maar net so ook hulle wat agterbly sal deurdra en sal vashou. Ons loof U ook daarvoor, en ons sê vir U dankie ook vir sy lewe wat ons ook vandag kom herdenk het en gedenk het, en seën elkeen van hulle wat agterbly, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, kom ons gee vir die familie kans, en daarna sal ons ook vir die ander kans gee, kom gerus. Enige van die ander kant kom nader staan asseblief.